Goeiemôre vriende. Is hy aan? Carla sê daar is hy. Kan almal duidelik hoor, daar is hy. Welkom vanmôre by die diens en welkom ook vir al die besoekers en die intrekkers vanmôre, nuwe intrekkers. Jy's welkom ook die kerkkantoor besoek na die tyd en 'n vorm daar te kry. Ek gaan sommer al die afkondigings vinnig hanteer voordat ons met die diens gaan begin. Ek sien hierso die deurkollekte gaan hierdie week vir die dienssentrum. En dan wil ek net ook vir almal dankie sê. Ons het 'n wonderlike diner gehad. Ons het regtig baie lekker saam gekuier. Dan let ook op na die depressie en angs byeenkoms op die 20ste Maart. Dis 'n gratis byeenkoms. Ons probeer 'n ondersteuningsgroep daarso sit vir almal wat met hierdie stoei in hulle lewe. En ek dink is mense wat kan net verstaan wat hierdie selfe goed gaan. So die depressie en angsgroep, die 20ste Maart kontak dan ook, dan jy sal in die afkondigings daai advertensie sien. Dan die aksie Jong van Gees se geskiedenistoer. Ons het laas jaar het ons so 'n bietjie getoer daar by Nylstroom. Het ons daar die plekke besoek saam met meneer Jas, het hy vir ons alles mooi gaan wys en afgesluit met 'n lekker piknik daar by die kinderhuis. Hierdie jaar gaan ons bietjie in ons dorp ook dieselfde ding doen, waar ons gaan ry en hy gaan vir ons al die mooi plekke wys en dan gaan ons afsluit met 'n piknik hier by die gemeente. So skakel dan vir Tannie Tokkie of die kerkkantoor, kyk ook na die datum daarso wat dit gaan plaasvind. En dan kyk ook na die familiekamp wat die 23ste tot die 25ste Mei gaan plaasvind. Ons gaan nog die inligting deurgee. Daar is beperkte slaapplekke vir almal wat nou al Badse loop ken. Daar is net soveel slaapplekke. Tensy jy nou in die kinderbedjies wil slaap, dan kan ons nou verskriklik baie mense huisves. Dan maar vir die plekke met die badkamers is daar ongelukkig nou net soveel slaapplek. Maar jy kan ook met jou karavaan gaan en jy kan ook in 'n tent gaan bly as jy wil, maar dan slaap ek maar eerder persoonlik in die kind se bedjie. So daarom maar asseblief, as julle wil saam gaan kamp, hou dit net so lank in gedagte. En dan moet ek onthou, ek weet nou nie, hulle sit gewoonlik, daar sit hulle. Truly het, maak nou klaar, sy het ons kom uithelp vir die laaste, ek dink is 8 jaar, né, Truly? 5? Nee, okay, maar ek dink ons, ek gee die mense so baie harde tyd, dan kom die mense, gaan die mense, dan kom die mense, voel Truly altyd help. Maar sy was nou permanent al hier gewees vir die laaste tyd. Maar Truly was een van die mense wat van die begin af hier gewees het van die gemeente se ontstaan. So ek dink sy ken ins en outs. Sy is soos Anita hulle ook maar wat die hartklop van die gemeente is. Maar Truly het nou gesê sy gaan nou klaarmaak. Andries vat nou by haar oor. En sover werk ek baie lekker saam met Andries. So ons neem nou afskeid van Truly vanmôre en dan Dinsdag gaan ons nou met 'n lekker ontbyt saam met haar afskeid neem. Maar ons is baie dankbaar vir die tyd, maar sy het dan gesê, soos ons haar kan misbruik, gaan sy nog haar tyd vir ons kom gee, en ons weet, ons is dankbaar vir Truly en vir Daan, wat hulle tyd vir ons gemeente kom gee. So ek dink kan ons maar net vir hande klap gee. Vriende, kom ons raak stil, ons is nou in die 4de week van lydingstyd. So kom ons raak stil waar ons op reis is en dink wat die Here se lyding, sterfte vir ons beteken het. Binnekort gaan ons die opstandingsdiens vier daar by Modderrift. Ons gaan binnekort die nagmaal vier saam. Maar kom ons dink saam wat die Here vir ons beteken in ons lewe. Kom ons raak stil en raak bewus van die Here se teenwoordigheid vanoggend. Here, as ons vanmôre so kom stil word in die teenwoordigheid, kan ons nie anders om hierdie woorde te hoor van Psalm 121. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie insluimer nie. Kyk, die beskermer van Israel sluimer nie en hy slaap nie. Die Here is jou beskermer.
Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Bedag sal die son jou nie skaad nie, en snags ook nie die maan nie. Die Here sal jou beskerm teen elke onheil. Hy sal jou lewe beskerm. Die Here sal jou uitgang en jou terugkeer beskerm, van nou af en vir altyd. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie pragtige lied saam met die orgel, soos 'n wildsbok, so sit in 'n sang. Vriende, kom ons groet mekaar vanmôre in die naam van die drie-een God om te bevestig sy teenwoordigheid. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. As 'n antwoord op die Here se teenwoordigheid, kom ons staan, dan loof ons die Here met hierdie pragtige lied saam met die orgel. U is my God. Kom ons staan asseblief. En daarna kan die wie sitplekke inneem.
Net so voordat ek die wet lees, ek het iets vergeet. Waar is Jaco? Ek sien nou nie vir Jaco. Jaco, is daar nog chocolates in die yskas? Wie nie vir my 3, nog, terwyl mense sing, dink jy aan chocolates. Wie nie vir my nog 3 chocolates? Kan ek maar hierdie vat, dan gebruik ek nou. Terwyl ons die wet gaan lees, toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die swaai opgelê het hulle bymekaar kom, een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die belangrikste en die eerste gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie 2 gebooie berus die hele wet en die profete. Vriende, terwyl ons so sit, kom ons breek onsself voor die Here oop met hierdie verskriklike mooi lied saam met die orgel. God enkelig vers 1, 3, 4 en 5. Soms breek ons onsself voor die Here oop. Dankie Christel. Nou kom ons sluit die oë, ek wil vir u die gebed lees van 'n onbekende skrywer, maar kom ons sluit die oë, dan bid ons hom saam. God van tweede kanse en 'n oorbegin. Dit verstom my altyd weer dat u kies om my in u koninkryk te gebruik. U gebruik my soos ek is, onvolmaak, met foute, gewoon, so geneig om nie die beste te gee nie. Geneig om foute te maak, om te struikel, om te val. Maar u genade is altyd groter as my foute en mislukkings. Dankie o Here, dat u my gebruik ten spyte van myself. Volmaakte God, herinner my gereeld dat in u oë mislukking nooit finaal is nie. Deur u genade stel u my in staat om met my mislukkings konstruktief om te gaan en met ander se foute geduldig te wees. Here, laat dit altyd so wees. Amen. Kom ons staan, dan doen ons die geloofsbelydenis saam en dan kan ons wie sitplekke inneem, dan gaan ons gebed saam sing. Kom ons staan asseblief. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het,
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Vriende, kom ons sit. Ek kan my sitplek inneem. Ons gaan 'n pragtige gelied saam sing, die gebed, as 'n voorbereiding vir die woord. Vriende, jy kan solank die woord oopmaak op Matteus 13. Ons gaan daarso lees vanaf vers 1. Net ek nou net die chocolates kry, wat so my aandag afgetrek het.
Sommer so ironies, wat is die hindernisse in jou lewe? Chocolates. Ons het 'n professor gehad op universiteit wat eendag vir ons gesê het, as jy vir jouself so in die spieël kyk, moet jy vir jouself vra, hoe sou die lewe gewees het as jy die mens kon raak gesien het wat God gemaak het om te wees? Want as jy daai persoon kan raak sien wat God gemaak het, veronderstel om te wees, dan sal jy werklik gelukkig wees. Maar sommer vroeg in 'n mens se lewe begin die sondigheid van die wêreld, daai eerste ervarings in jou lewe al intree, wat maak dat jy bietjie vir bietjie begin wegbeweeg van daai mens wat God jou gemaak het, wat jy veronderstel was om te wees. Weet daai eerste keer toe jy nog gedink het jy is cute, toe jy jou eerste pak slaag gekry het. Of die eerste keer toe jou eerste meisie jou hart begin breek het, of jy eerste ouetjie jou hart gebreek het, of niemand jou maatjie wou gewees het nie, of daardie goed is wat net gemaak het, dat jy so bietjie begin wegbeweeg het van die mens wat jy veronderstel was om te wees. As jy die persoon kan raak sien in die spieël wat God gemaak het, sou jy werklik gelukkig gewees het. Ek het in die week ook gelees van 'n persoon wat op 'n baie slegte plek in hulle lewe is. En die persoon skryf, as jy vir jouself in 'n spieël kyk, moet jy vir jouself vra, is jy die persoon wat jy veronderstel is om te wees? As jy nie die persoon is wat jy veronderstel is om te wees nie, wat maak dat jy nie daai persoon is wat jy wens jy is nie? Dis 'n ander manier om daarna te kyk. Nou ons weet, daai goed is wat maak dat jy nie vir die persoon is wat jy veronderstel is om te wees nie, noem ons mos hindernisse of obstacles soos die Engelse sê. Daai goed wat maak dat jy nie mens word wat jy veronderstel is om te wees nie. Ek het by die interhoor gesien waar 'n seun hardloop en hy's los voor die hekkies. Los voor. En toe per ongeluk by die een hekkie, so net voor die einde, misgis hy hom in sy voetag vas. En daai arme seun slaat neer. En hy kry toe natuurlik seer en sy ego het seer gekry en hy voel toe skaam voor die mense, alhoewel almal hom bitter jammer gekry het oor hoe hy geval het, want hy was los voor. Het hy nog steeds baie sleg gevoel oor wat gebeur het, want daai hindernis het voorkom dat hy sy wedloop, dit wat hy gedroom het, daarvoor waarvoor hy gewerk het, hy kon nie uitkom by dit wat hy moes by uitgekom het nie. So het ons almal hierdie hindernisse wat daar in ons lewe is. Nou Jesus praat vandag hierso in gelykenisse. Nou voordat ek oor 'n gelykenis praat, wil ek graag praat oor, ons noem dit mos woord, wat noem ons, ek probeer my Afrikaans opskerp. Kom ons noem dit riddles, woordpuzzles, maar puzzle is ook nie woord nie. Ek wil nie sê woordsomme nie, want dan klink dit soos wiskunde. Maar ek verpes in elk geval die goed, want hierdie is kindergoed en ek kon dit nie uitfigure nie. So ek het nou sommer die maklikste riddle gekry, maar ek kon dit ook nie uitfigure nie. So kom, ek gaan sommer die kinders vat, dis waarvoor die chocolates daar was. Ek wil die kinders se hande sien, maar ek gaan nou sommer net so vra. 'n Riddle wat vra, wat styg maar daal nooit nie. Daar's 'n seun. Jou pa, hè? Jy sien jou pa het jou gesê, kom al vir jou chocolate. Kom al vir jou chocolate. Mooi. Jy sien. Ek het dit nie geweet nie. Ek het gedogs my pens. Tweede vraag, wat het sleutels, maar maak geen slotte oop nie? Hierdie kant sal ek sê. Daar's 'n dogter daarbo. Wat? Nee? Nog iemand? Ek hoop net mooi gehoor. Nog iemand hierdie kant? Daar? 'n Klavier. Gaan jy loop vir die chocolate om te kom berg? Hier kom. Ek sê halfpad kry. 'n Klavier. Mooi. Het sleutels maak jy op hier. Ek kry halfpad. Okay, die volgende een was een wat my, ek hoop julle gaan hom kry. Dink ek het nog net een. Wat kom een keer in 'n minuut voor, daar gee ek antwoord. Een keer in 'n minuut, twee keer in 'n oomblik, maar nooit in 1000 jaar nie. Ek gaan hier kyk. Een keer in 'n minuut, twee keer in 'n oomblik, maar nooit in 1000 jaar voor nie. Hierso. Niemand hierso nie. Wat kom een keer in 'n minuut? Twee keer in 'n oomblik, nooit in 1000 jaar nie. Hierso, ek gaan hierso. Hierso. Ek bly ek sien enigste nie. Hæ? Wat is dit?
Nee. Wie ook leeftijd gesê het? Daarso? 'n M, ja. Jy kon die hekkies gehol het, broer. Mooi, dat is hy. Kom ons gee ons kinders 'n hande klap. So het die Here ook met gelykenisse gepraat. Dis nie om die geheimenis weg te steek nie, want Jesus se disippels vra vir hom: Here, hoekom praat jy deur gelykenisse met hierdie mense? Dit wat ons môre gaan nahandel. En hy het hulle geantwoord, om dit aan hulle te gee, is om die geheimenisse van die koninkryk van die hemel te verstaan. Maar vir daardie mense is dit nie gegee nie. Want wie het aan hom sal gegee word, hy sal oorvloedig hê, maar van wie nie het nie, sal ook dit wat hy het weggeneem word. Daarom praat ek met hulle deur gelykenisse, omdat hulle sienende blind, hoorende doof is en dis nie verstaan nie. So as jy die misterie oor die koninkryk van God, ons gaan nou weer ietsie daaroor sê, maar dit beteken nie is weggesteek nie, dit beteken om daar's 'n diepere betekenis. 'n Gelykenis is gebruik die Here om iets oor die waarhede te verduidelik, hierdie van moeilike goed om te verstaan, oor die koninkryk van God, sonde, verlossing, al daardie moeilike konsep van hoe werk die koninkryk van God. Dit leer vir ons morele waardes. Hoe is ons veronderstel om op te tree? Hoe is ons veronderstel om mense te hanteer? Nederig, diensbaarheid, liefde, vertel die Here vir ons in hierdie gelykenis. Dit konfronteer ons, hy kom nou, om ons hart oop te maak voor die Here. Dit konfronteer ons om te sê, waar staan ons ten opsigte van dit wat die Here van ons vra? En dan op die einde van die dag vra dit van jou, maar hoor ek dit wat die Here van ons vra? Hoor ons dit wat die Here van ons vra? So kom ons lees hierdie gelykenis, en dis lekker as 'n mens nou gaan kyk na al daardie riddles wat ek nou net gelees het. As jy klaar die antwoord weet, en dan terug te gaan, hulle weet, en sê, ag man, is net dit. En dis so gelykenis werk, deur die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus, wat die antwoord is, het hy vir ons hierdie geheimenis kom openbaar. En dit is die goue sleutel wat ons op die einde van mekaar ook gaan sê. Kom ons lees hierdie gelykenis saam. Die gelykenis van die saad. Daardie selfde dag het Jesus, nadat hy van die huis vertrek het, langs die see gaan sit. 'n Groot skare het om hom saamgedrom, sodat hy in die boot geklim het, om daar te gaan sit. Die hele skare het op die strand bly staan. Hy het dikwels met hulle deur gelykenisse gepraat. Hy het gesê, kyk, 'n saaiër het uitgegaan om te saai. Tydens die saaier het 'n deel van die saad langs die pad geval, en die voëls het gekom en dit opgepik. Ander saad het weer op 'n rotsagtige plek geval, waar daar nie baie grond was nie. En dit het dadelik opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son opkom, is dit verskroei, omdat dit nie wortel geskiet het nie. Het dit verdroog. Ander saad weer het tussen die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En nog 'n ander het goeie grond geval, en dit het opbrengs gelewer, party 100, ander 60 en ander 30voudig. Laat die wat ore het, luister. As 'n mens sommer in hierdie prentjie dink, hier is hierdie baie mense wat agter Jesus Christus aanloop. En ons het hierdie afgelope 2 weke vir mense vir mekaar gesê, party het agter Jesus aangeloop, bloot omdat hulle nuuskierig was. Omdat alles wat hy al gedoen het, alles wat hy al gesê het, hulle wou gesê het, wie is hierdie ou wat almal van praat? Party mense het agter Jesus aangeloop, omdat hulle geweet het, hulle het een of ander nood, krisis, en hierdie Jesus alleen kan daai nood en krisis aanspreek. Party mense het agter Jesus aangeloop, en bloot, omdat ander mense het gedoen, wou hulle ook geloop het. Party mense het agter Jesus aangeloop, met verkeerde harte. Hulle wou Jesus vervolg, uitvang, hulle wou hom te nakom. Almal het nie dieselfde bedoeling en harte gehad, wanneer hulle agter Jesus aangeloop het nie. Maar daar is hierdie menigte van mense, so baie, dat Jesus binne in 'n boot klim, en hierdie mense sit op die strand, en hy is besig om hulle te leer, in hierdie gelykenisse, vertel hy van hulle. En dan vertel hy vir hulle 'n storie, wat eintlik, ons wat op die platteland bly, kan vereenselwig. Hy vertel vir hulle 'n gewone verhaal van 'n man wat loop, en hierdie man gooi saad op 'n land. Hy is besig om, soos wat ons dit ken op die lande, waar mense saad in die land sit, en daar opbrengs te kom, en dan bid ons vir reën, en dan hoop ons die goed gaan opkom, en dan hoop ons vir goeie oeste. So vertel hy hulle 'n storie. Maar niemand weet wat daai storie beteken nie, want hy sê nie vir hulle, wie wat doen in hierdie gebeure nie. Hy maak dit nie vir hulle oop nie.
Dis hoekom die disippels toe vir hom sê, maar vertel vir ons. En hy self dit uitlê, want elke een in hierdie gelykenis het 'n betekenis. Die land, wie die saaier is, wat gesaai word, wie die grond is en hoe die grond veronderstel is om te lyk, hoe die grond reageer op hierdie saad wat in hierdie goed is val. Kom ons kyk sommer eers. 'n saaier het eendag gegaan en gesaai en die boer, die saaier loop en saai. Eerste saai het deel van die saad op die pad geval en die voëls opkom dit opgepik. Wie is die saailand? As ons sommer net dink aan hierdie land wat geloop word en gesaai word. Ons besef nie, ons het so rukkie terug ook vir mekaar gesê, het ons 'n gelykenis oor die wingerd en toe sê ons maar ons is God se wingerd. Die wêreld is God se wingerd. Hierso in hierdie gelykenis kom dit ook weer daarop neer, maar die wêreld is God se saailand. Ons is God se saailand. Want God het die wêreld so lief gehad dat hy sy seun gestuur het. Die wêreld het hy sy seun gestuur want ons is almal sy saailand. Natuurlik weet ons wie is die saaier? Jesus Christus die saaier, want God het sy seun gestuur, die verlosser, die Messias, om te kom in hierdie wêreld in hierdie saailand in om vir God se liefde tuis te bring in hierdie saailand. En dan natuurlik is die groot vraag, wat word gesaai? En dis waarmee ons sit vanmôre. Jesus Christus het gekom om die koninkryk van God in hierdie saailand tuis te bring. Nou die koninkryk van God, as jy gaan kyk wat se betekenis dit daar is, het altyd gaan om te sê, maar God is die enigste ware God. Daar's nie 'n God soos God nie, daar's nie 'n ander lewende God nie, daar's net God. Maar die koninkryk van God gaan ook God se teenwoordigheid in hierdie wêreld in te bring. Hierdie wêreld wat gesien word as sleg en boos. En mense het gesê, maar die wêreld is die plek waar die duiwel en die koninkryk van die duiwel heers. Kom Jesus Christus aarde toe en juis nou in die lydingstyd sê ons, maar hoe bring God hierdie koninkryk van God tuis in hierdie wêreld van boosheid? Kom vestig hy die koninkryk van God, sy teenwoordigheid, sy heerskappy, sy nuwe skepende krag, sy liefde bring Jesus Christus vir ons tuis in ons aardse bestaan. En die manier wat hy dit mee begin saai, die saad wat hy gebruik, is hierdie blye boodskap. Die woord, daai skepende woord, soos reg in die begin van Genesis, kom saai hy hierdie blye boodskap, hierdie skepende woord in mense se lewens. Dink bietjie oor die Bybel. Julle al mooi gedink oor die Bybel en waar die Bybel alles bestaan. Ongeveer naby genoeg, moet my nou nie bel môre en sê, dalk het die syfers so 'n bietjie verkeerd nie, maar afhangende van die vertalings, is dit kry hulle wissel so 'n bietjie, maar om en by 622.000 woorde in die Bybel. Afhangende van die vertalings kan hulle 'n bietjie wissel. Ek het nou besluit om nie die lettertjies deur te gee, want ongelukkig is ek soos ons vorige staatspresident, wiskunde en ek kom nie by mekaar uit nie. Ek sit nie reg uitgespreek het nie. Die Bybel is in 3 kontinente geskryf. 3 tale. Julle geweet daar's 93 vrouens in die woord in die Bybel. Dis 'n wonderlike boek, die Bybel. 5 tot 7 miljoen kopieë word in 'n jaar gedruk en verkoop. Dis die boek wat die meeste gedruk word in die wêreld. Gaan kyk bietjie op jou boekerak hoeveel Bybels lê daar in jou lys. Gaan kyk in geheel. Maar hoekom lyk die wêreld dan soos wat hy lyk? Almal lees nie altyd die Bybel nie. Hulle sê altyd is die boek wat die meeste gedruk word, die meeste verkoop word, maar die boek wat die minste gelees word. En tog besef ons nie hierdie skepende krag van hierdie woord, hierdie blye boodskap wat gesaai word in hierdie wêreld. Ek lees 'n getuienis, dit het my net plat geslaan om hierdie getuienis te gehoor het. Hierdie Chinese vrou, hierdie man kry die Chinese vrou, hulle kom kuier by hulle huis en sy is trots om te sê sy's 'n Christen. Hy vertel vir hy vra vir hoe dit gebeur dat jy Christen geword het, want jy het nie groot geword 'n Christen, jy het as ateïs, 'n ongelowige groot geword. Sy sê toe vir hom, sy het gestudeer in China in 'n universiteit. En sy het wiskunde en wetenskap gestudeer, maar sy het nog altyd 'n nuuskierigheid gehad om oor ander velde op universiteit ook te gaan navors en te bestudeer. En so het sy die boeke en filosofie en ander goedes ook begin opvreet. En op 'n stadium, toe kom sy in die biblioteek en sy soek toe 'n nuwe veld wat sy kan begin bestudeer. En sy loop in die biblioteek en sy sien daarso op die onderste rak by religie, vind sy toe hierdie Bybel wat daar so staan. En sy besluit toe, sy's nuuskierig, sy gaan hom oopmaak. Sy begin die Bybel toe lees en bestudeer. En julle sal nie glo watter gedeelte het haar tot bekering gebring. Die gedeelte van die ark, toe die duifie teruggekom het met die olyftakkie, toe die grond droog was en die duifie teruggekom het.
het haar so plat geslaan. Dit het haar, en sy kan dit nie verduidelik nie. Maar as gevolg van daardie hele verhaal, met daai duifie, met daai takkie, wat nie eens vir ons amper sin maak, hoekom is dit iemand se lewe so verander nie, maar deur die werking van die Heilige Gees, het dit daai persoon se lewe so verander, daai skepende krag so begin verander, sy wou 'n Christen word, en sy het haar lewe tot bekering gebring. Daar was nie eens ander mense naby haar nie, dit was die woord van God, die blye boodskap wat mense, wat haar lewe kon verander het. So kragtig is die woord van God. As ons na hierdie gedeelte luister en ons sien, daar's nou hierdie vertelling van hierdie saaier en die saailand en al daai goed is, en ons weet nou wie dit is daar 'n tweede gedeelte ook in hierdie mooi gelykenis. Die ontvangskant. Ons almal, die mense wat daar gestaan het om hierdie boot wat dit gehoor het, en ons elkeen wat dit ook hoor vandag. Want dink bietjie by jouself, almal hoor die blye boodskap. Maar hoekom lyk ons almal nie dieselfde nie? En hoekom reageer ons almal nie dieselfde nie? Wat is daai hindernisse? Wat is daai struikelblokke wat maak dat hierdie geheimenis van die blye boodskap nie in ons wakker word nie? Kom ons lees hierso, want Jesus verklaar hierdie gelykenis verskriklik mooi. Hy sê 'n saaier het eendag gaan saai en die boer het die saaier loop en saai. Die eerste saad het in die deel van die saad het op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. En dan sê hy vir hulle, nou as 'n mens sommer net dink aan hierdie gebeure. Dit was nie 'n boer wat sommer net geloop het en maal gesaai het nie. Ons sal dink uit ons lewe vandag, maar dis 'n onkundige boer. Hy het nou nie sy huiswerk reg gaan doen nie. Hy het nie mooi gesit en sy grond afgebaken nie. Maar eintlik vertel hierdie verhaal vir jou presies oor die genade van God. Hierdie verhaal van die Here Jesus Christus wat nie gestap het na mense toe en sê, jy prostituut moet eers jou lewe in orde kry, of jy tollenaar moet eers begin om tot bekering te kom, of weet jy wat, julle mense wat sleg en onrein is, kom eers reg, dan sal ek vir julle die woord gee nie. Die Here het gekom en hy het onvoorwaardelik sy genade vir almal uitgesaai, vir almal in oorvloed begin uitgee. Hierdie verhaal vertel juis van die liefdevolle hart van die almagtige God. En dan verklaar Jesus hierdie gedeelte, maar wat julle betref, luister nou na die gelykenis van die saaier. Wanneer iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is die saad wat langs die pad gesaai is. Hierdie harde stuk grond, op hierdie pad, hierdie harde gedeelte, gaan oor mense wat ongelowig is, wat hardkoppig, hardnekkig is, wat die teorieë van die wêreld, hulle kan nie verby hulle eie redenasies kom nie. Dis soos daai saad wat net nie kan val en ontkiem nie. Hulle is die mense wat die woord net nie gaan verstaan nie. Hy sê dis soos die duiwel wat kom en jou hart oortrek met een of ander sluier wat maak dat hierdie blye boodskap, hierdie skepende krag van God se liefde nie in jou lewe kan begin raak sien nie. Het julle al gedink hoekom ons die Onse Vader bid, weerhou ons van die bose? Want die bose maak dat jy nie God en Jesus se blye boodskap in jou lewe kan ervaar nie. 'n Ander deel daarvan het op die klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dit het gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar tot die son warm word, is dit verskroei, omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. Nou hulle sê in daardie tyd het jy die grond gekry, maar dis soos maar hier by ons ook, as jy jou vinger 'n bietjie diep in die grond druk, is daar 'n klipbank onder die grond, so aanvanklik lyk dit of daar genoeg is, maar as die saad val, het hy nie genoeg wortels om uit te gaan nie. En soos wat dit ontkiem het, was die wortels nie diep nie, en toe die son opkom het gedroog. Die Here se verklaring daarvoor was gewees, die saad wat op die rotsagtige plekke gesaai is hy wat hierdie woord hoor, en dit dadelik met vreugde ontvang. Maar omdat hy nie wortel geskiet het nie, hou hy net 'n rukkie. As die verdrukking of die vervolging vanweë sy woorde plaasvind, struikel hy dadelik. Ons het die laaste 2 weke ook daaroor gepraat. Mense wat, hulle kom tot bekering en hulle is op hierdie, ons noem dit die gospel high. Hulle gaan na een of ander kamp toe en hulle gee hulle lewe vir die Here. Maar daarna verdiep hulle nie in hulle geloof nie, hulle groei nie in hulle verhouding met God nie. Hulle wortelsisteem word nie diep nie. My pa het altyd my geraas as ek so van kerke wou verander, dan sê hy vir my, dis goed, maar onthou wat jy eintlik doen, is jy skep nie vir jou 'n diep wortelsisteem nie. En wanneer die aanvalle van die bose kom, wanneer jy in daai versoeking gaan kom, gaan jy nie kan sterk staan teen hierdie aanvalle van die bose nie. Dit gaan 'n tydelike opflikkering wees en dit gaan verskroei in die moment wat dit nie kan gebeur nie. Wanneer die beproewinge kom, val hulle sommer vinnig weg.
want hulle was net oppervlakkig in hulle geloof. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval. Nou hierdie is een wat my baie bekom in die wêreld waar ons vandag lewe. Het in die onkruid geval net opgekom en dit laat verstik. Wie gaan saai tussen die onkruid? Die saad wat tussen die onkruid, sê die Here, gesaai is, dit is hy wat hierdie woord hoor, maar die bekommernisse van hierdie wêreld en die verleidings van die rykdom verstik die woord en het bly sonder vrug. Dink bietjie mooi oor hierdie gedeelte. Probeer jou kop laat gaan. Daar's genoeg grond. Die woord val in. Dit ontwortel, dit kom op. Maar julle het al gesien wat kan onkruid doen, hoe onkruid iets kan vashou en terughou en terugdruk, dat dit nie kan groei soos wat dit veronderstel is om te groei. Dink bietjie oor die bekommernisse van hierdie wêreld. Hoe ons so besig is met die bekommernisse oor waar gaan ons geld vandaan kom, wat gaan die dag van môre gebeur, wat al gebeur, maar eintlik steel dit jou ongeloof, dit vat jou geloof weg, dit vat jou hoop weg, jy's daarmee besig. Dink bietjie ook oor die lekker dinge van die lewe. Die goed waarmee ons eintlik besig hou, dat jou geloof is een ding, maar eintlik probeer ek myself in my geloof vestig, maar ek wil myself ook in die wêreldse dinge vestig, daardie lekker dinge wat eintlik my geloof weerhou om te groei. Want ek wil myself balanseer in God se twee wêrelde. Hy sê, dit gaan nie werk nie. Daardie woord, hoor jy die woorde, dra geen vrug nie. Dit lyk al right vir 'n rukkie, maar hy dra geen vrug nie. Dan sê hy, die ander saad het in goeie grond geval en oes gelewe, party 100voudig, ander 60voudig, ander 30voudig. Die saad wat egter in die goeie grond gesaai is, dit is hy wat hierdie woord hoor en dit begryp. Hy dra hierdie vrug, die een 100, die ander 60, die ander 30voudig. Dink bietjie mooi wat in hierdie gelykenis gebeur. Ons het vir mekaar gesê nou. Jesus kom vertel hierdie gelykenis. Dis deel van die derde gedeelte van die boek van Matteus, waar Jesus wil vertel oor die koninkryk van God en die effek wat hierdie koninkryk op ons as mense het. Hoe is dit veronderstel om jou lewe te begin beïnvloed? Hierdie koninkryk wat vandag hierso moet sit en sê, maar waarmee is ek besig? Is ek deel van hierdie koninkryk? Verstaan ek God se verlossende genade in my wêreld en hoe laat dit my groei? Is ek werklik in 'n verhouding met die Here? Die vrug wat ek oplewer, hierdie morele waardes, verstaan ek vergifnis, verstaan ek liefde, verstaan ek omgee vir mekaar, verstaan ek hoe ek vir my medemense in my gesin, by my werk moet begin opgee? Hoe groei hierdie vrug uit my uit? Want wanneer ons hierdie hoor, vra dit van jouself om te sê, is God besig om werklik te saai? En as ek vir myself in die spieël kyk, is daar nie hierdie hindernisse wat my weerhou om die mens te word wat ek veronderstel is om te wees nie. Want dink 'n bietjie by jouself, 30voudig, 60voudig, daai groot som van daai vrug wat gelewe word, dit klink net onwerklik, want wat se saad kan daai opbrengs lewer? Net een saad. Die skepende krag van die woord van God in ons lewens. Dis al. Die God wat gesê het in die begin van die wêreld, laat daar lig wees toe daar chaos was. Daai saad, daai God kan dit in ons lewe bewerkstellig. As jy vanmôre hierso sit en hierdie gelykenis kom in jou wêreld en jy word daarmee gekonfronteer. En jy vra, is ek die mens wat ek veronderstel is om te wees? Wat is die hindernisse in my lewe? Sien, dit is nooit te laat nie. Die Here het dit vir mense vertel op verskillende plekke, verskillende ouderdomme in hulle lewe. Dit is nooit te laat nie. Want God wil hê ons moet bly groei in sy teenwoordigheid. In totale afhanklikheid bly leef. Dit is nooit te laat nie. Daarom is die gelykenis vermoere om ons te vra, moet nooit ophou kyk in die spieël van hierdie lewe in God se woord nie. Is ek nog okay? Want onder die leiding van die Heilige Gees sal God jou vorm en herskep, sodat jy werklike vreugde en vrede in jou lewe begin ontdek. Daarom moet die vraag vermoede wees, is ek werklik okay? Watter een van daai grond is ek nou? Want ons almal gaan deur daai fasette. Daai 4 gronde is in ons almal se lewe, op verskillende plekke en tye in ons lewe. Daarom moet ons lewe onder die leiding van die Heilige Gees plaas. Die Here wil jou daardeur laat beweeg met sy woord. Want weet julle wat is die wonderlike ding van die woord, wat daai groot saad oplewer, is wie agter daai woord staan. Die drie enige God, wat tuis gekom het in ons harte. Want God wil nie ons moet verlore gaan, hy het sy seun gestuur, om ons te kom soek, ons te kom red,
in ons te kom deel maak. So die skepende God agter daai woord wil jou welkom betree en vir jou wys, jou reis is nog nie klaar nie. Mag ons dit vermoed in hierdie woord, hierdie misterie ontdek. Mag Jesus se teenwoordigheid die sleutel wees wat maak dat jy ore het om te hoor, oë het om dit te sien. Mag ons nie doof wees nie, sodat ons nie verlore hoef te gaan nie. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons het al die liedere gesing. Waar dan heen, Here? Net U alleen. Jesus, U alleen het vir ons gesterf. Ons weet die antwoorde van hierdie lewe. En toe sing ons daai mooi gebed van after daai paadjies. U kom soek ons elke keer, dan bid ons met hierdie begeerte, maar maak dit die laaste keer. Here, ons harte word so vinnig verander. Ons is nie afhanklik altyd vir die blye boodskap nie. Vanweë die wêreld waarin ons onsself bevind. Daai saailand, Here. Maar dankie dat U, Here, die saailand die heeltyd bewerk. Dat U ons nooit los nie. En dat U met oorvloedige genade die heeltyd uitreik in daai saailand in hierdie wêreld in. En ons, dat U ons heeltyd verander ook. Mag ons hierdie hartsbegeerte hê om in die spieël te kyk en sê, Here, ek is nie okay nie. Weet jy, Here, daar staan iets tussen my en jou, daardie hindernisse wat net nie laat ek in my verhouding groei met U, laat my wortels nie verdiep nie. Help vir my om dit te identifiseer, dat ek weet, ek sal groei, en die vrug wat daaruit sal kom, dat ander mense sal sien, ek leef tot eer en verheerliking van my almagtige God. Dis nie per toeval dat U vir ons die gebed so gee het. Weerhou ons van die bose. Weerhou ons van die versoekinge van hierdie wêreld. Lei ons nie in die versoeking nie, Here, want ons weet, dis die dinge wat maak dat ons grond nie ontvanklik is vir die blye boodskap nie. Daarom kan ons net bid. Mag gee ons daaglikse brood. Gee ons dit wat nodig is, sodat ons vrugbaar sal wees, dat elke persoon sal weet, U koninkryk kom en U wil sal geskied, dat alle eer en heerlikheid U sal toekom. Ons almagtige Vader, ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
Terwyl hulle daar klaarmaak, wil ek net vanaand se downtime by die hoërskool is die laaste ene, dis die afsluiting vanaand vir die kwartaal. Want volgende week is lang naweek en daarna is dit skoolvakansie, so vanaand se downtime asseblief jong mense graad 7 tot hoërskool, asseblief julle is welkom dan saam te kom kuier daarso vanaand. En dan daar die kategese ene wat nou uitgaan is die laaste een ook vir hierdie week. Vriende, kom ons staan, dan gaan ons hierdie pragtige mooi lied sing. Ek weet, omdat ek kom van die Vrystaat af. So die laaste gedeelte van die liedjie is nou in Engels. Ons vergewe dit nou maar. Maar die eerste gedeelte is so mooi. So dis genade onbeskryflik groot en amazing grace, maar dit gaan oor die Here se genade wat hy so ryklik vir ons almal uitsaai. So kom ons staan en sing ons hierdie pragtige lied saam met die video en dan bly staan vir die seën, asseblief. En ontvang dit die seën van die Here. Die Here sal die seën en die beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Die Here sal die gebede voor en aan die vrede gee. Die drie-enige God is met u van nou af tot in alle ewigheid. Amen.